Wat sou jy sê is jou nommer 1 karaktertrek, karaktereienskap? As jy jou karakter met een woord kan opsom, net een, nie hoe ander mense jou sien nie, hoe jy glo jy is, wat sou daai woord wees? Net een woord, net een woord. Interessant dat die Bybel ook vir ons so een woord gee vir die karakter van God. Julle ken almal daardie vers. Miskien weet jy net, jy kan net onthou wat dit staan nie, net. Dit is 1 Johannes 4 vers 8 staan daar: God is liefde. Dit is sy eienskap. Ons lees dikwels in die Bybel van God se liefde. Ons lees hoe lief hy mense het, hoe lief hy vir jou persoonlik het, hoe lief hy die wêreld het. En dan is daar ook eienskappe van sy liefde wat beskryf word. Veral kyk maar na 1 Korintiërs 13. Maar een woord om alles van God, alle eienskappe, sy genade, sy getrouheid, sy beskerming, sy ontferming, dit is sy omgee, sy regverdigheid, sy billikheid, sy alles wat oor God gesê kan word, as dit in een beker ingeskink word, om vir ons 'n heerlike drankie te maak, 'n heerlike koffie, 'n latte, espresso, dan sal dit wees liefde. Alles in daai koppie ingeskink. Ek wil net nog 'n vers hier bybring voordat ons verder praat, waar daar ook so in een woord gesê word oor God se persoonlikheid, sy karakter. En dis in dieselfde brief van Johannes. Dit is 1 Johannes hoofstuk 1 vers 5. Daar staan weer: God is liefde. Nee, God is lig. So in hierdie een brief van Johannes sê hy God is lig, en dan sê hy ook God is liefde. En by die vers waar daar staan God is lig, staan daar duidelik: in God is daar geen duisternis nie. God is nie 'n yin-yang soos wat baie mense vir hom uitmaak nie. Daai yin-yang teken, julle weet mos, daai swart en wit vissies of wat die goed ook al is wat so mooi swem, wat ons so 'n juwele van maak, om te sê die lig en die donker loop hand aan hand. Dis nie God nie. Daar is ook Afrikaanse kunstenaars wat sing God is goed, God is boos. In een sin word dit van God gesê. Ons as mense, ons karaktereienskappe is miskien so. Ek weet nie wat jy net nou genoem het wat jou nommer 1 karaktereienskap is nie. Maar ons as mense het dikwels 'n mengsel. Ons kan eendag geweldig liefdevol wees en net so gewelddadig veroordelend ook wees. Ons kan eendag geduldig wees en 'n oomblikke later so ongeduldig dat ons sommer die hond wil skop as hy voor ons sit. Of die kat vol water wil gooi of in die water wil gooi. Ons menslike eienskappe, selfs ons beste eienskappe, is dikwels maar gemeng met lig en donker. Dit is wie ons is. By God is dit nie. God is liefde en God is lig. As ons dan sê in God se liefde is daar net lig, daar's geen duisternis nie, beteken dit ook God het geen bybedoelings met sy liefde nie. God het ons ook nie lief eers nadat ons sekere goed vir hom gedoen het nie. Dat ons eers as ware sy liefde moet verdien nie, soos wat dit dikwels by mense is. God verander nie sommer net van sy houding nie. Een dag het hy ons lief, die volgende dag haat hy ons nie. Daar is geen duisternis in God se liefde nie. Nou kan ek 'n bietjie verder gaan. As ons dan sê God is liefde, en as ons die Bybel bybring, watter ander betekenis sê daai woorde dan vir ons? Wel, God is liefde beteken dan, kan ons dink aan ook Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad. God se liefde is vir alle mense, ongeag wie, wat jy is, jou nasionaliteit, jou seksualiteit, jou
gedagtestrome, jou dade, jou goeie en ook jou duister eienskappe. God het die wêreld lief gehad. God se liefde omspan alle aardlinge. Met ander woorde ook vir jou. Jy kan nooit sê, ek is so sondig, ek is so 'n laalak, ek is so 'n wurm, dat God my sekerlik nie meer kan lief hê nie. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun vir ons aan die kruis laat sterwe het. So lief het hy ons en so bewys hy ook sy liefde vir ons. Die Bybel sê ook, voordat ons kon kies, kon vra, het Christus ons sonde vloek op hom gedra. God het jou lief. Hy het jou lief nog voordat jy gebore is, het hy jou al klaar lief gehad. Psalm 71 gaan lees dit ook Dawid sê, U het my beskerm nog voor my geboorte. So ek weet nie waar jy is, ek weet nie wie presies vandag kyk na hierdie boodskap nie, ek weet nie hoe jou lewe lyk tot hier nie. Ek kan dit vir jou sê op grond van die Bybel, wat ons graag lees. Die Bybel van vers 1 tot vers laaste toe, word hierdie boodskap vir ons gegee. God het jou lief. Jy hoef nie vandag daaroor bekommerd te wees nie, want hy het die wêreld lief, want God is liefde, uit niks anders in hom as helder, soos 'n helder lig, liefde nie, sonder enige duisternis. Dit beteken ook, God het jou eerste lief gehad. God het jou lief gehad, omdat hy liefde is. Hy het jou lief gehad, voordat jy nog enige iets gedoen het, om sy gunst te wen. Hulle sê in kindertjies, babiekies, soos wat hulle groot word, hulle grootste behoefte, al besef hulle dit nie op daai stadium nie, is om onvoorwaardelik deur hulle ouers aanvaar te word, liefgehet te word. Ongelukkig gebeur dit nie altyd so nie. Ons leer dikwels vir ons kinders, dat ons hulle sal lief hê, as hulle soet is, as hulle gehoorsaam is, as hulle sekere dinge doen. Al sê ons dit nie so direk altyd vir hulle nie, maar dit is hoe sommige kinders sê, sielkundiges, dit van kleins af ervaar. Hulle moes eers sekere prestasies gelewer het, voordat hulle ouers hulle regtig lief gehad het. En as hulle dit nie gedoen het nie, kon bereik het nie, dan was die liefde minder. En hulle sê, dis ook sulke kinders, wanneer hulle groot word, wanneer hulle as volwassenes nooit kan ervaar dat iemand vir hulle lief is soos hulle is nie. Ook dikwels nie onvoorwaardelik lief kan hê nie, want hulle daai groot gemis in hulle lewe gehad, in hulle baba stadium, in hulle klein kindertjie stadium, en nou voel hulle, as hulle groot is, hulle voel niks werd, hulle voel, mense kan nie sommer net vir hulle lief hê nie, hulle sukkel om te aanvaar, dat mense hulle kan lief hê, hulle ervaar al hierdie groot gemis in hulle, maar God se liefde, hy het ons eerste lief gehad, nog voordat ons gebore is, voordat jy enigiets kon doen. Daarom kan jy ook vandag niks doen, om God se liefde vir jou te laat ontvlam, of te laat sterker word. Jy kan niks doen vandag, om God se liefde te verdien nie, so vergeet maar daarvan, hou maar op probeer, wees jy net die mens wat hy geskaap het, wat jy weet, hy so lief het, dat hy sy seun vir jou gegee het. Leef dit uit, leef dit in dankbaarheid uit, aanvaar dit, glo dit, ontvang daai liefde vandag in jou hart. En wanneer jy dan vir God iets doen, dan is dit uit liefde uit. Dan is dit om te sê, hoe jy waardeer dat God jou lief het. Dan hoef jy niks te verdien nie, dan hoef jy ook nooit bang te wees. Het ek nou ooit genoeg gedoen, om God se liefde te behou nie? God se liefde het geen duisternis nie, onthou God is lig ook. Hy hou nie op om ons lief te hê, as ons hom teleurstel, of as ons hom seer maak nie. Mense doen dit. Daarom kan ons ook nog 'n derde puntjie bysit oor, as God dan liefde is, en God is ook lig, beteken dit God gaan nooit ophou om jou lief te hê nie. Hy gaan nooit ophou om jou lief te hê nie. 1 Korintiërs 13 sê daar, dat die liefde vergaan nooit, maar ons sien in ons lewens, in die lewens van mense rondom ons, dat daai vers nie geld vir menslike liefde nie. Mense hou soos blits op om mekaar lief te hê, of dan oor jare vervlou hulle liefde, koel dit af, gaan dit dood, of mense maak die liefde in hulle harte dood, deur hulle sleg te behandel, seer te maak emosioneel, af te skeep, te verlaat.
Menslike liefde hou nie vir altyd nie, maar die Bybel sê, die liefde, die goddelike liefde, sal nooit ophou nie. God sal nooit ophou om jou lief te hê nie. Ja, jy maak hom dikwels seer dalk, jy stel vir God teleur. Hy sal nooit ophou om jou lief te hê nie. So moenie vandag voel, God gee nie meer om vir my nie. Ek het so laag gedaal, ek het seker nou uit God se hande uitgeval. Die Bybel sê dit kan nie gebeur nie, want God is liefde, hy is niks anders nie. God is lig, hy het geen duisternis in hom nie. God het nie bybedoelings nie. God sit aan wag nie om te kyk waar kan hy jou straf nie. Die dinge in die lewe wat met jou gebeur, wat seermaak, wat bitter is, mense sê altyd, ons ken nie God se wie nie, hy doen hierdie dinge aan ons om sekere reaksies by ons te kry. Die meeste aardse ouers is nie eens so nie. Hulle mishandel nie hulle kinders om die kinders te leer om hulle te vertrou of om lief te hê. Die meeste aardse ouers is nie eens so nie. Kom sal God, wat ons hemelse ouer is, dan so laag daal. God is nie yin yang nie. Hy is nie lig en donkerte nie. Hy is net lig. So, ek kan nie vandag al die antwoord op jou vrae oor die aaklige dinge wat dalk soms jou lewe tref nie. Dinge wat jy selfs aanvang, dinge wat jy nie ooit gedink het jy self in staat sal kan wees nie. Maar ek kan wel vir jou sê, God is lig en God is liefde. Hy het jou van die begin af lief, hoe jy ook was, maak nie saak nie. Hy het jou lief voordat jy hom kon lief gehad het, en jy kan niks doen om sy liefde te verdien nie, en hy sal ook nooit ophou om jou lief te hê nie. Gaan dan nou die res van jou lewe in wat vir jou voorlê, met hierdie diepe waardering, innige geloof en vertroue. Al los mense jou, God sal nooit. God het jou lief, God is liefde, van voor jou geboorte tot na jou geboorte. Dit sal jy ook uitvind. Die dag wanneer jy dan uit hierdie lewe vertrek en by hom aankom, die eerste ding wat jy gaan ervaar by God, is nie oordeel nie. Gaan nou op bang wees vir die regterstoel van God. Christus het ons nou klaar die regterstoel vir ons kom oorneem. Wanneer jy dan by God aankom, gaan jy net daai onuitspreeklike liefde ervaar, wat hy nou reeds vir jou het. Glo dit asseblief vandag.